Ek is Lloyd Jooste, die aanbieder van die program Die Groot Opdrag, en ek praat met u en groet u vanuit Olifantshoek in die Noord-Kaap. Kom ons maak die oë toe en nader tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om weer eens rondom u woord te kan vergader. Wil u ons dan ook lei deur die kragtige werk van die Heilige Gees om die regte woorde te spreek wat u wil hê ons moet spreek en hoor. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek moet maar verskoon die parre aan die keel so af en toe. Die vorige 2 weke het ons stilgestaan by die evangelie van Jesus die Christus. Voordat ons met die nuwe reeks oor die uitvoering van die groot opdrag begin, wil ek net kortliks vir ons saamvat wat die evangelie behels. Dit wil sê, wat is die goeie nuus wat ons Here Jesus Christus vir ons tydens sy aardse verblyf kom vertel het en kom wys het? Ten eerste is die ewige lewe en uiteindelik 'n woonplek in die hemel vir die geredde siel 'n gratis geskenk wat ons van God ontvang. Romeine 6 vers 23b sê vir ons: God gee egter aan ons die ewige lewe verniet. Dit is God die Vader se geskenk aan ons wanneer ons in Christus Jesus as ons Here glo. Omdat die ewige lewe 'n geskenk is, soos enige ander geskenk, kan dit nie verdien of verwerf word nie. Daarom kan geen mate van persoonlike inspanning, goeie werke of godsdienstigheid die ewige lewe vir jou verdien nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit julle eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ten tweedens kan niemand die ewige lewe verdien nie, omdat die mens 'n sondaar is. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en is ver van God af. Die Bybel sê ook baie duidelik in Romeine 6 vers 23a, want die loon van die sonde is die dood. Dood beteken hier die hel. Die mens kan homself nie van die hel red nie, omdat die Bybel vir ons sê in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Met so 'n hoë standaard kan niemand homself van die hel red nie, omdat die Bybel ook in Jakobus 2 vers 10 tot 11 sê, dit help nie dat 'n mens die meeste van God se wette onderhou, maar aan een van hulle jou nie steur nie. Al is dit net daardie een wat jy nie wil doen nie, is dit so goed of jy die rug draai vir alles wat God van jou vra. Dieselfde God wat gesê het, moenie 'n verhouding met iemand anders buite jou huwelik aangaan nie, het ook gesê, moenie iemand doodmaak nie. Al bly jy hoe getrou aan jou huweliksmaat, maar jy maak iemand dood, het jy God se hele wet gebreek. Dan is jy 'n wetbreker. Dit bring ons by die derde aspek van die evangelie, naamlik die feite dat God genadig, maar ook regverdig is. God is genadig en daarom wil hy die mens nie straf nie. 1 Johannes 4 vers 8b stel dit baie duidelik vir ons. God is liefde. Hy is nie net 'n God van liefde nie, God is liefde. Efesiërs 2 vers 4. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Maar dieselfde Bybel wat ons vertel van God se liefde, vertel ons ook dat God regverdig is en daarom moet hy die sonde straf. Handelinge 17 vers 31. God het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Die mensdom het dis 'n probleem. Omdat ons almal gesondig het en die loon van die sonde die dood, dit wil sê die hel is, het ons vergifnis van sonde nodig om ons verhouding met God te herstel. Vervolgens kom ons nou by die vierde aspek van die evangelie, naamlik die rol van Jesus Christus self in die menseredding. Nou, ons kan ons eerstens die vraag afvra, nou wie is hierdie Jesus Christus? Die Bybel vertel ons dat hy werklik God en werklik tegelyk mens is. Johannes 1 vers 1
en vers 14. In die begin was Jesus, en Jesus was self God, en Jesus het mens geword en onder ons kom woon. Jesus Christus het aarde toegekom en was sonder sonde. Hy die sondelose het die prys vir ons sondes betaal aan die kruis op Golgotha. Met sy lewe het hy ons vrygekoop en vir ons die ewige lewe verkry. Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. God het die sonde wat skeiding maak tussen hom en ons op sy geliefde seun Jesus Christus laat neerkom. Daar op Golgotha het God Jesus vir ons sonde gemaak. Daar op Golgotha aan die vloekhout het hy gesterf, is hy daarna begrawe en is 3 dae na sy kruisiging deur God as oorwinnaar oor die dood, sonde en Satan uit die dood opgewek. Jesus is die een wat ons van ons sonde verlos en ons verhouding met God herstel. Die 5de aspek van die evangelie handel oor hoe ontvang ons hierdie geskenk van die ewige lewe van God, waarvoor Jesus aan die kruis op Golgotha met sy lewe voorbetaal het. Ons ontvang hierdie geskenk van die ewige lewe net deur geloof in dit wat Jesus vir die mensdom op Golgotha gedoen het. Hierdie reddende geloof om in Jesus Christus alleen te vertrou vir jou verlossing vind net plaas deur die werking van die Heilige Gees tydens jou wedergeboorte. Ek sê weer, hierdie reddende geloof om in Jesus Christus alleen te vertrou vir jou verlossing vind net plaas deur die werking van die Heilige Gees tydens wedergeboorte. Johannes 3 vers 5. Jesus antwoord vir Nikodemus, die wetsgeleerde wat na hom toe gekom het. Luister baie mooi. Wat ek vir jou sê, Nikodemus, kom dit van Jesus. Die pad na die koninkryk waar God koning is toe vir elkeen wat nie gebore word uit lewende water en die Heilige Gees nie. Nou wat is wedergeboorte? Onder leiding van die Heilige Gees erken jy dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser van jou sonde en sodoende ook die hel. Matteus 5 vers 3, daar sê Jesus self, geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Onder leiding van die Heilige Gees bely jy jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen en God se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sonde slegs vergifnis is deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus, en jy vra God om jou sondes te vergewe. Ek gee weer vir julle hierdie aspek van wedergeboorte. Onder leiding van die Heilige Gees bely jy jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Jy bely jou onvermoë om enigiets self te kan doen om die guns van God te verdien. Jy bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood, die sterwe en die opstanding van die Here Jesus Christus. Jy vra vir God nou om jou sondes te vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hebreërs 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Jy bekeer jou nou van jou verkeerde weë. Onder leiding van die Heilige Gees doen jy dit. Jy kan dit self nooit doen nie. Jy het nie daai krag self om jou van jou verkeerde weë te bekeer nie.
Jy draai weg van jou sonde en baie belangrik, jy breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Jy gee jou lewe aan God oor, deur hom te vra om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Onder leiding van die Heilige Gees glo jy dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Tot sover die samevatting van die evangelie. Met sy hemelvaart het die gekruisigde en opgestane Jesus Christus aan al God se wedergebore kinders 'n opdrag gegee om die evangelie te gaan verkondig. Dit wat ons in die samevatting van die vorige 2 weke gehoor het. Daardie evangelie wat ons nou net weer na die samevatting geluister het. Dit is wat ons moet gaan verkondig aan 'n wêreld daar buite. Vir die volgende 2 weke vind ons dan ook ons skriflesing in die 4 evangelies en die boek Handelinge. Hierdie gesprek, die opdraggewing van die groot opdrag vind plaas tussen Jesus en sy disippels net voor sy hemelvaart. Ons sal vind dat Matteus, Markus, Johannes en Lukas dit elkeen verskillend bewoord, maar die kern bly onveranderd. Ons begin dan ook by Markus 16 vers 14a tot 16 en ook verse 19 tot 20. Markus 16 vers 14a tot 16 en verse 19 tot 20. Later het Jesus aan die 11-tal verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het vir hulle gesê: gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Jesus het vir sy disippels gesê om die hele wêreld in te gaan en almal te vertel dat hy die prys vir die sonde betaal het, sodat almal wat aan hom glo vergifnis kan ontvang en die ewige lewe kan hê. Hoekom sê Jesus aan sy disippels om die bekeerdes met water te doop? Die antwoord is baie eenvoudig. Dit is die uiterlike teken van deel wees van God se kudde. Die water waarmee 'n mens gedoop word, red jou nie, kan jou nooit red nie. Nee, dit is God se genade wat deur die geloof in Jesus Christus ontvang word, wat red onder leiding van die Heilige Gees. Nooit uit jouself of deur jouself nie. Dit is net soos om vir die wêreld te wys, jy is nie skaam om Jesus as verlosser en middelaar te hê nie, en jy wil aan almal verkondig dat jy kind van God is. Die evangelie volgens Markus lê veral klem op Christus as die seun van God en ook op sy diensbaarheid. As kinders van God word ons tot gehoorsaamheid aan God opgeroep om die groot opdrag in diensbaarheid aan ons medemens, die boodskap van redding deur Jesus Christus te verkondig. Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: aan my, Jesus, is alle mag gegee in die hemel
en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die laaste woorde van iemand wat sterf of ons verlaat is baie belangrik. Jesus se laaste woorde aan sy disippels was 'n opdrag om sy boodskap van verlossing en hoop aan alle mense te verkondig. Waar Jesus van tevore sy disippels gestuur het om net onder die Jode te werk, het hy hulle nou gestuur na al die nasies van die wêreld toe. Hy het aan hulle besondere gesag en mag gegee om namens hom op te tree. Hulle moes ander mense ook disippels maak. Hulle moes die nuwe disippels doop en leer om aan Jesus gehoorsaam te wees. Volgelinge wat ook die evangelie verder kon uitdra van hulle maak. Jesus het ook aan die disippels, dit wil sê die 11, en ook elke kind van God daarna beloof, dat hy met hulle sal wees, waar hulle die evangelie uitdra. Ons, as kinders van God, in hierdie 21ste eeu, het geen keuse in hierdie saak nie. Daarom het ons almal die een of ander Godgegewe gawe ontvang, om die evangelie uit te dra. In ons gehoorsame uitvoering van die groot opdrag, kan ons weet, dat Jesus deur die Heilige Gees altyd by ons is. Hoekom het Jesus in sy groot opdrag gesê, die disippels moet ook die nuwe bekeerlinge doop? Ek wil my net self 'n bietjie hier eers onderbreek of in die rede val. Hoekom moes die ongelowiges eers 'n disipel wees en dan gedoop word? Die antwoord is tweerlei. Eerstens, dit bevestig dat die doop nie daar is tot redding nie. Niemand kan net deur die doop gered of weergebore word nie. Doop met water is 'n dooie aksie sonder die voorafgaande wedergeboorte. Tweedens, en dit is hoekom die disippels die nuwe gelowiges moes doop na bekering. Die doop is 'n teken daarvan dat ons deur die doop soos Jesus Christus sterwe vir die sonde en opstaan tot 'n nuwe lewe. Dit is hoekom Jesus uitdruklik gesê het, maak die mense my disippels en doop hulle. Wanneer ons nou self na die Bybel gaan kyk en ons sien die skrif voor ons, sal ons sien daar's 'n dubbelpunt na die woord disippels. En hierdie dubbelpunt is baie belangrik, want nou volg die volgende aksie na disippelskap, naamlik die doop en hoe hulle gedoop moet word. Die doop dui op 'n onderwerping aan Jesus Christus en gewilligheid om te lewe soos God wil hê. Hoe is Jesus by ons teenwoordig? Die volgende vraag wat ons kan vra. Hy was in sy menslike gestalte fisies by die disippels teenwoordig, totdat hy na die hemel opgevaar het. Daarna is hy deur die Heilige Gees teenwoordig. Ek sê weer, Jesus Christus was fisies in sy menslike gestalte by die disippels teenwoordig, totdat hy na die hemel opgevaar het. Daarna is hy deur die Heilige Gees verteenwoordig. Handelinge 1 vers 4. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Hierdie gawe, die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, is ontvang op Pinksterdag in Jerusalem, met die uitstorting van die Heilige Gees, 10 dae na Jesus Christus se opvaart na die hemel. Die Heilige Gees gee uitdrukking aan die feit, dat Jesus in sy godheid, majesteit en genade by ons, God se kinders teenwoordig is. Hy is die verteenwoordiger van Jesus. Hy is ons gids en leermeester aangaande alles wat Jesus gedoen en gesê het. Johannes 14 vers 26. Dit sê ek Jesus vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is wonderlik om te weet dat Jesus Christus deur die Heilige Gees by ons is tot aan die einde van die bedeling. Hierdie Jesus moet die koning in jou lewe wees en jy moet hom as verlosser, koning en Here aanbid en dien met alles wat jy is en het. Nou dit is die Sondag aand
van die opstanding. Die apostel Johannes skryf vir ons wat daardie aand gebeur het in Johannes 20 vers 19 tot 22. Daardie Sondag aand was die disippels weer by mekaar, skryf Johannes. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees." Jesus toon toe aan sy disippels op hierdie spesifieke Sondag aand dat die opgestaande Here dieselfde persoon is as die gekruisigde Jesus, deur die disippels toe te laat om na sy letsels van die kruisiging te kyk. In hierdie gedeelte identifiseer Jesus hom ook self weer met God die Vader. Hy sê eers vir die disippels wie hom gestuur het en stuur hulle dan uit om die werk voort te sit en die verlossingsboodskap dwars deur die wêreld te verkondig. Hierdie spesifieke toesegging van die Heilige Gees op hierdie Sondag aand, ek haal weer vir u aan, nadat hy gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees." Hierdie toesegging kan eintlik die Johannese Pinkster in die kleine genoem word. Soos op die groot Pinksterdag 10 dae na Jesus die hemelvaart, word die disippels ook hier toegerus vir hulle taak vorentoe. Lukas, die skrywer van beide die Lukas Evangelie en die Handelinge van die Apostels, maak in beide hierdie geskrifte melding van die groot opdrag, spesifiek in detail oor hoe en waar die evangelie versprei moet word. Ek haal net vir die aan Handelinge 1 vers 8. Hierin verwoord Lukas die groot opdrag as volg, waar Jesus self aan die woord is wanneer hy sy disippels antwoord oor die toekoms. Jesus sê vir hulle: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." In hierdie vers lees ons hoe die verspreiding van die evangelie in wyer wordende sirkels uitkring. Hierdie evangelie moes van Jerusalem na Judea, na Samaria toe en daarvandaan na die res van die wêreld uitgedra word. Dit sou begin by die toegewyde Jode in Jerusalem en daarna versprei na die mense van Samaria, waar die eerste nie-Jode die evangelie sou hoor en aanvaar en uiteindelik verkondig sou word tot aan die uithoeke van die aarde. God se evangelie het nog nie sy eindbestemming bereik solank daar mense is wat dit nog nie gehoor het nie. Jesus het die apostels beloof dat hulle toegerus sou word om te getuig nadat hulle die Heilige Gees ontvang het. Let weer eens goed op na die verloop van die gebeure soos uitgespel deur Jesus Christus, die opdraggewer self. Eerstens, die disippels het eers die Heilige Gees ontvang. In die tweede plek daarna het die Heilige Gees vir die disippels krag gegee. Krag wat ons van die Heilige Gees ontvang, het nie net te doen met bonatuurlike of buitengewone krag nie. Nee, dit beteken ook dat ons die moed, vreesloosheid, insig, bekwaamheid en vermoë sal hê om ons goddelike opdrag in gehoorsaamheid aan God uit te voer. Die disippels sou al hierdie bogenoemde eienskappe nodig gehad het om hulle taak te verrig. Net so het ons as kinders van die lewende God vandag hierdie eienskappe nodig om in 'n ongenaakbare wêreld die groot opdrag van Jesus Christus uit te voer. Nadat hulle die Heilige Gees ontvang het en met die krag van die Heilige Gees toegerus was, kon hulle in die derde plek so begin getuig dat die gevolge almal verstom het. Op Pinksterdag het hulle so kragtig getuig dat 3000 siele tot redding gekom het. Die probleem wat ons as getuies het, is dat ons die kar voor die perde wil inspan. Ons wil sommer van die begin af in ons eie krag begin getuig. Om te getuig beteken nie dat ons moet bewys wat ons vir God kan doen nie.
Ek sê weer, om te getuig beteken nie dat ons moet bewys wat ons vir God kan doen nie. Nee, dit beteken dat ons deur die krag van die Heilige Gees sal sê en wys wat ons vir God kan doen, of wat God vir ons gedoen het. Ek sê weer, dit beteken dat ons deur die krag van die Heilige Gees sal sê en wys wat God vir ons gedoen het. Tot sover vir vandag. Ons gaan volgende week verder aan wanneer ons meer in detail kyk na die groot opdrag. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ook in hierdie dag te kon hoor wat die evangelie van ons Here Jesus Christus behels. Die evangelie wat ons moet gaan uitdra, omdat U vir ons as U kinders beveel het om dit te doen. Baie dankie Here dat ons ook kon deel in die inleiding van die groot opdrag. Dat ons kan sien dat U woord getrou is, dat U woord homself verklaar, dat die 4 evangeliste, die 4 evangelieskrywers, sowel as die skrywer van die Handelingeboek, Lukas, dieselfde boodskap uitdra, alhoewel hulle na verskillende punte daarna kyk. Baie dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Dankie o Gees van God, dat U vir ons lei om dit te verstaan wat die groot opdrag behels. Dat hierdie groot opdrag gerig is, nie aan engele of vir hemelwesens nie, maar dat hierdie groot opdrag gerig is aan die kinders van God, om in God se diens te staan en in diens van ons medemens te staan, deur die evangelie te gaan uitdra, sodat die wat gered moet word, die evangelie sal hoor en tot geloof sal kom, sodat hulle die ewige lewe kan beerwe. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, met die kragtige werk van die Heilige Gees, tot alle eer van U. Amen. Baie dankie vir die tyd saam. Mag dit 'n geseënde week wees wat vir U voorlê. Tot ons weer volgende keer ontmoet. Mooi loop, tot eer van God.